Goed, vanmôre gaan ons bietjie aangaan in Galasiërs. So kom ons blaai daar na die boek van Galasiërs toe en kom ons kyk wat sê Paulus vir ons vanmôre daai die boek van Galasiërs uit. Nou ek hoop julle was almal hier toe ek laas keer oor Galasiërs gepraat het, want dit is eintlik 'n vervolgverhaal, maar ek gaan net so vinnig dan nou vir ons recap wat ons als in Galasiërs gesien het. Soos jy Bybel saamgebring het, which ek hoop jy het, blaai vir ons daar na Galasiërs 1 toe en kom ons kyk nou net vinnig na so 1 of 2 versies net om te sien, net weer die draad op te tel. Vers 6 sê Paulus, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus Jesus geroep het na 'n ander evangelie toe. So Paulus sê die evangelie is verkondig, hulle het Jesus aangeneem as 'n verlosser en saligmaker en dan sê hy ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het. En dan gegaan het weer na 'n ander evangelie toe en terwyl daar geen ander is nie behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai en dit gaan veral in die boek van Galasiërs dat mense hulle wil teruggetrek het onder Judaïsme en onder die wet in. Vers 8 sê, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Na die vervloeking beteken, you should be excommunicated from the church, you should not bring that doctrine into the church. En dis wat hy daar dan nou bedoel. Kom ons gaan dan vinnig aan daar na hoofstuk 2 toe, vers 4. Hy sê, en dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het, om ons vryheid te bespied wat ons in Christus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring. So waarvan praat hy hier? Hy sê, daar het broeders ingesluip met een doel, en dit is om julle weer onder die wet in te bring. Om julle weer in diensbaarheid te bring, om die vryheid wat jy in Christus het, bietjie jou laat twyfel, is ek so vry in Christus as wat ek gedink het ek is, en ek wil jou terugbring onder die wet in. En dan kan ons miskien vers 16 net gou weer kyk van Galasiërs 2. Hy sê, terwyl ons weet dat die mense nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat dus ons, met ander woorde, die apostels en dan die Joodse se gelowiges, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Ons sal nie geregverdig word deur werke van die wet nie. En dan vers 20 sê hy, ek is met Jesus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, met ander woorde terwyl ek hier op die aarde is, dit wat ek in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So terwyl ek op hierdie aarde leef, terwyl ek in hierdie vlees lewe, leef ek met my geloof in Jesus, die Seun van God, wat my lief gehad het en homself op die kruis oorgegee het vir my. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Soos ons enigstens deur die wet gered kan word, dan het Jesus verniet gesterwe. Dan was daar geen rede vir sy sterwe nie. Dan hoofstuk 3 het ons ook gekyk, kom ons kyk net na so 'n paar versies weer daar. Vers 2, hy sê, dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle in die vlees? En dis wat baie mense doen. Die Here red hulle word vrygemaak alles, en dan begin die vleeslike kant weer, dan eindig ons weer terug in die wet. Dan gaan ons weer terug na al hierdie dinge toe, en dan sê hy, hoekom waar het julle begin? Is julle dan so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, dan eindig julle weer hier in die vlees, en dit is 'n ding wat vandag nogal baie kop uitsteek in ons land en met ons mense. Vers 10, hy sê, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. So as jy uit die werke, wat is jy onder? Jy is onder 'n vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet om te doen nie. So as jy nie elke ding in die wet nakom nie, is jy vervloek. Vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek. So Jesus het aan die kruis gesterwe en hy het ons losgekoop van die vloek. Wat se vloek sê hy? Van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Hy het ons losgekoop van hierdie wet wat 'n vloek was, deur vir ons 'n vloek te word, want daar's geskrywe, vloek is elkeen wat aan 'n hout hang.
Goed, en dan kan ons vers 23 miskien vinnig kyk. Hy sê, maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. So die wet het ons in die Ou Testament het hulle onder bewaring gehou met die oog op Jesus wat sou kom. Vers 24, die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word deur die geloof. Waardeur word ons geregverdig? Deur die geloof. Maar nou dat ons die geloof tot die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester nie. Dit is tog duidelik. Hier is die wet tugmeester. Nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester. Kom ons kyk vers 28. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Wat doen baie mense wanneer dit by die wet kom? Wat doen die wet? Die wet is 'n spieël om my te wys hoe ver skiet ek tekort aan die perfektheid van Christus, van God. En baie mense wil hierdie spieël vat en homself daarmee skoonmaak. Nee, ek maak myself nie met 'n spieël skoon nie. Ek gaan myself sny as ek myself in die spieël probeer skoonmaak. Wat het ek nodig om my skoon te maak? Ek moet in die bad klim of in die shower klim. Vir wat het ek nodig? Ek het die bloed van Jesus nodig om my te reinig, om my skoon te maak. Ek kan myself nie met die spieël skoonmaak nie. En erger is dit, is wanneer ek my boetie of my sussie met die spieël wil probeer skoonmaak. En dis wat die wet is. Hy's 'n spieël om ons te wys hoe ver ons tekort is, maar dit is nie die spieël wat ons gebruik om onsself mee te reinig nie. Dis die genade, die geloof in Christus Jesus, dis die bloed wat hy vir ons gestort het wat ons skoonmaak. OK, kom ons gaan dan na hoofstuk 4 toe waar ons dan nou vandag aangaan. Vers vir vers en dan kyk ons hoe ver kom ons. Maar ek sê, solank as die erfgename 'n kind is, verskil hy niks van die diensknegt nie, al is hy heer van alles. Met ander woorde, die kind, wanneer hy sy erfgename is nog 'n kind in die huis, hy is net dieselfde as 'n diensknegt, al is dit sy erfporsie wat daar is. Maar hy staan onder voogte en bestuurskap tot op die tye tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Eerste beginsels, veral hier verwys hy na die Joodse geloof, okay, en oorvertellings van menslike goeders is eerste beginsels. Toe so vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So Jesus was gebore gewees onder die wet. Om die wat onder die wet was, dis nou die Israeliete, hulle was onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. So hy was, waarvoor het hy gekom? Om die wat onder die wet was, los te koop, sodat hulle die aanneming tot kinders kan ontvang. Net voor ek verder gaan, is die ding okay, as julle, of pla dit? Is dit reg? Okay. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba, Vader. Daar is nie meer 'n diensknegt, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgename van God deur Christus. Ek wil net hê ons moet vinnig daar na Romeine 8 toe gaan. As jy net so 'n paar bladsye terug sal blaai, as jy 'n woord by jou het, Romeine 8, vers 14. Romeine 8, vers 14. As jy daar is, sê amen. Daar sê ek daarom 1 amen, so ek neem almal is nou daar. Okay. Romeine 8 vers 14, hy sê, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So ons gees, God se gees getuig saam dat ons nou nie meer slawe is nie, dat ons nou erfgename is, dat ons nou
kinders is. Daarom kan jy saligheid, sekerheid hê dat jy kind van God is as jy Jesus aangeneem het as jy verlos en saligmaker. Hy sê, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Ons gaan ons erf saam met Jesus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So dis is dieselfde gedagte wat Paulus daar beskryf as hy praat van, maar destyds toe julle God nie geken het nie, en Galasiërs 4 terug na vers 8 toe, destyds God nie geken het nie, het julle gedien wat van nature geen gode was, maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug? Skiet net voor, dit was die Abba Vader en ons maak ons saam. Maar destyds toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature nie gode was nie. So hulle het afgode gedien, hulle het allerlei, want hulle het God nie geken nie, maar hy sê, maar nou dat God julle ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels, hierdie beginsels wat ons nou bo van gelees het, dit wat die oorlewering is, dit wat in Judaïsme was, hy sê, hoe keer julle terug dan? Hy sê, maar nou dat God julle ken, of liewer dat God geken is, hoe keer julle weer terug tot sulke swakke en armoedige eerste beginsels, wat julle weer van vooraf aan wil dien? Kyk nou vers 10. Julle neem dae en maande en tye en jare waar. Dae, tye, jare. Waarvan praat hy hier? Met wie praat hy? Hy praat met Galasiërs wat 'n klomp Jode is wat tot bekering gekom het, en hy sê vir hulle, julle is nou weer besig om terug te gaan onder die wet, en wat is julle besig om te doen? Julle is besig om tye, jare en dae te onderhou. So hy praat spesifiek waarvan, dat hulle nog steeds besig is om 'n feestye vas te hou, nog steeds besig om die Sabbat te onderhou, nog steeds besig om al hierdie goeders te doen. Hoeveel mense ken ons wat die Sabbat deesdae wil onderhou? Baie. Nou sê Paulus, julle is vrygekoop van hierdie goed, julle is vrygemaak. Hoekom onderhou julle, vers 10, neem julle die dae en die maande en tye en jare waar? Nou kyk vers 11, hy sê, ek vrees vir julle, dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. Wat sê hy? Hy sê, vir die Galasiërs, julle keer terug na hierdie goeders toe, en julle onderhou die dae en die tye en die jare, en julle doen al hierdie goed. Ek bevrees, ek het verniet gewerk met julle. Ek verniet vir julle die evangelie. Ek het julle verniet verkondig dat Jesus julle vrygemaak het, en dat julle nou vrygekoop is, en dat julle erfgename is, en dat julle nou kinders van God is. Ek bevrees, ek het dit verniet gedoen. Want julle keer terug na hierdie goeders toe. Vers 12 of 13. Maar julle weet dat ek ten gevolge van krankheid van die vlees die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. En julle het my beproewing in my vlees nie verag of my verfoei nie, maar julle het my ontvangs as 'n engel van God, ja, as Christus Jesus. Wat was dan julle saligprysing? Wat ek getuig het van julle, dat julle, as dit moontlik was, julle oë uitgrawe en vir my sou gegee het. So Paulus het met krankheid in sy liggaam het hy gekom en hy het vir hulle verkondig, en sê hulle het so baie gehou van hom, van die evangelie, die goeie boodskap, dat as hulle kon, sou hulle selfs hulle oë uitgehaal het om het vir hom te gee. Dis hoe die agting wat hulle vir Paulus gehad het. Maar hy sê vers 16, het ek dan julle vyande geword deur julle die waarheid te vertel? En dit is nogal baie vandag ook so. As jy vir mense die waarheid vertel, dan is dit sommer kwaad vir jou. Dit raar so. Keer kry dit baie. En net sê Paulus net dieselfde ding. Het ek nou jou vyand geword toe ek jou die waarheid vertel het oor die doop? Toe ek jou die waarheid vertel het oor die doop met die Heilige Gees? Toe ek jou die waarheid vertel het dat jy vrygekoop is van die wet? Is jy nou kwaad vir my? Jy met draaie loop om hulle. Hulle ywer vir julle is nie goed nie, hierdie mense wat julle wil terugvat. Maar hulle wil ons buite sluit. Wat wil hulle doen? Julle moet net nie na Paulus luister nie, hoor? Kom luister nie na ons. Nee, moenie na daai pastoor wat genade preek luister nie, kom nie na toe. Dis wat hy sê. Hy sê hulle wil ons buite sluit. Sodat julle vir hulle kan ywer. Met ander woorde, sodat julle weer onder die wet kan wees.
Dit is goed as daar altyd geywer word in die goeie saak. Dan is goed dat daar gewerk word vir 'n goeie saak. En nie alleen wanneer ek by julle teenwoordig is nie. My kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. Wat sê Paulus? Hy's in barensnood, hy's in hierdie stryd, dat hulle net weer geestelik sal groei, en die waarheid weer sal raak sien. Hy's in hierdie barensnood vir hulle, hy's bekommerd oor hulle. Vers 20, hier's 'n baie duidelike ding wat hier uitkom. En ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is besluit raad met julle. Ek is buite raad met julle. Wat sê? Ek wens ek was nou daar by julle, so ek my stemtoon kan verander en vir julle sê, ek is fed up. Ek weet nie meer wat om met julle te maak nie. Dis nou eintlik wat Paulus sê. Ek weet nie meer wat om met julle te maak nie. Julle wat so wil terugkeer na die wet toe. Ek verstaan dit nie. Ek is buite raad met julle. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie, want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. So Abraham weet ons het 2 seuns gehad. Die eerste een was Ismael. En wat was die hele storie omtrent Ismael? Dit was die slavin gewees. Wat Sarah gesê het, gaan met die slavin, laat jy jou nageslag kan kry. Was dit wat God beloof het? Nee, hy het gesê, Sarah sal 'n kind baar. So, daar was 'n kind Ismael gewees, wat nie die belofte van God was nie. En dit gee vandag nog vir hulle kopseer. Maar Isak was die kind uit die belofte uit. Dit wat God gesê het sal wees. Dan sê maar, daar is een uit die slavin gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte. Dit is 'n sinnebeeld, sê hy, want die vroue staan vir 2 verbonde, een van die berg van Sinai afkomstig, die wet, die ou verbond, wat vir die slawerny kinders baar, dit is Hagar. Want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny. Wat sê hy? Julle wat in die huidige Jerusalem, met ander woorde dit wat op die aarde was, hulle plus dit die hele ding by Sinai, almal saam. Hagar baar hierdie kinders wat onder die wet is. Die huidige Jerusalem sluit dan nou die Isak se nageslagkie maar sê ook in. Hy sê vers 26, maar Jerusalem daarbo, dis die hemelse Jerusalem, is vry en dit is die moeder van ons almal. Want daar is geskrywe, verbly jou onvrugbare wat nie baar nie, breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie, want die kinders van die eensame is meer as van haar wat 'n man het. En hier verwys Paulus terug na Jesaja 54 vers 1 toe. En wat sê hy, waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor terwyl die Israeliete onder geen kinders baar nie, dat die Gentiles in groot mate sou ingekom het. En dis wat Jesaja 54 vers 1 geprofeteer het. En dis waarna Paulus terugverwys hierso. Hy sê, maar ons broeders is ook, is soos Isak, kinders van die belofte. Maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom na die gees was, vervolg het, soos dit nou ook. As jy gou wil blaai daar na Genesis 21 toe. Genesis 21, vers 9. Waarna verwys Paulus hierso? As jy Genesis 21 vers 9 het, kan jy weer vir my sê, amen, dan weet ek julle is daar. Amen, prys die Here. Ok. Toe sien Sarah hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. So Ismael het vir Isak gespot. Dis waartoe hy nou verwys het. Vers 10. En sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. So net soos bespot hulle die kinders van die Here ook vandag.
Want toe sy gespot word, toe sê sy wat hierdie slavin en haar kind moet weggejaag word en mag nie erwe saam met Isak nie. Kom ons gaan terug na Galasiërs 4 toe. Vers 30, hy sê, maar wat sê die skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Daarom, broeders, is ons nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Waarvan praat hy? Hy sê, die slavin en die kinders van die slavin is die wet wat ons by Sinaï gekry het. En Isak, saam met Sara, verteenwoordig die nuwe verbond. Wat moet ons met die ou verbond maak, volgens daai skrif? Dieselfde as wat hulle met Ismael en die slavin gedoen het, of Hagar gedoen. Jaag hulle weg, werp hulle uit, want die twee mag nie saam doen. OK, hoofstuk 5. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Hy sê staan dan vas, want hy het geweet, mense gaan jou wil wegtrek en jou terugvat onder diensbaarheid. Hy sê, wat is diensbaarheid hier? Die wet. Hy sê, staan dan vas, dat niemand jou weer onder die wet gaan sit nie. Jy moet vas staan, papa. Dat niemand jou weer onder diensbaarheid bring nie. En dit gebeur vandag nog dat dit met mense gebeur. Maar jy moet vas staan in die wat? In die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Hy het ons vrygemaak van wat? Die vloek van die wet. Kyk, ek Paulus sê vir julle, dat as julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. Nou waarvan was die besnydenis 'n teken? In die ou verbond. So, ek ken ook 'n paar ouens, en ek vind seker 'n paar van julle ook, wat nou onder al hierdie nuwe goeders gaan, en hulle gaan laat hulle self besny. Wat sê ek vir die Here as ek myself laat besny? Ek stel nie belang in die vrye en die nuwe nie. Ek stel belang in die ou verbond. Ek wil myself onder die wet sit. Kyk, ek Paulus sê vir julle, dat as julle self besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Want jy dan nou die wet gekies. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Dis eintlik 'n rowwe woord daai. Op 'n stadium het jy Jesus gevolg, toe besluit jy om hierdie ding te doen. Toe laat besny jy jouself, wat beteken jy kies nou teen Christus, jy kies nou die wet. Wat sê hy? Jy is nou losgemaak. Dis 'n gevaarlike pad om te stap. En baie mense stap daai pad. Ek seker julle almal ken van hulle. Hy sê, is losgemaak van Christus, nog erger. Julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Ons verwag wat? Deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons wag. Met ander woorde, ek en jy staan in geloof in Jesus Christus, dat hy ons vrygekoop het, en dat hy 'n waarmaker van sy woord is, en die dag as ek hier uitwoon, dat Jesus sal doen wat hy gesê het, en dit is om my te red, en ek die ewige lewe sal erwe. Dit is die geloof waarin ek staan. Daar's daai skrifgedeelte wat sê, dan kom hulle en sê hulle, maar Here het ons nie in U naam dit gedoen, en dit gedoen, en dit gedoen, en dit gedoen nie. Jy weet van wat die skrif ek van praat. Wat sê hulle vir die Here? Here, kyk hier die werke wat ons gedoen het. Dan sê die Here, gaan weg, ek ken jou nie. Die antwoord moes gewees het, Here, ek gooi my voor U voete, U genade, want U het gesê, U red my deur die genade, my geloof was in U dat U my sou red.
Nie, Here, kyk al hierdie werke wat ek vir U gedoen het. Werke kan jou nie red nie. Ons doen goeie werke, ja, maar dis omdat ons gered is, nie omdat ons gered wil word nie. Of die Here probeer impres met hoe goed ons die Sabbat onderhou nie. Vers 6, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid, enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Geloof, dis waar die krag lê. Geloof wat deur die liefde werk. Julle het goed geloop, weet julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees. Hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle geroep het nie. Hierdie ding, wat sy kop nou weer groot uitsteek onder ons mense, kom nie van Jesus af nie, is wat Paulus sê. So van wie af kom dit dan? Maar hy sê baie duidelik, hierdie ding, hierdie oortuiging, van weer besnydenis, weer wet, weer tye onderhou, al hierdie goed, sê hy kom nie van hom af nie, wat julle geroep het nie. Vers 9, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Baie van ons kyk na daai skrif en dit is waar met dit ook, suurdeeg sonde, bietjie sonde maak alles sonde. Maar in hierdie gedeelte praat hy spesifiek van wetsonderhouding. En hy sê 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ja, ag jy weet wat, ek wil net jy weet, miskien die Sabbat onderhou, want ek voel dit, ja. Of miskien moet ek net die feeste doen. Of miskien moet ek net so bietjie, ja, wat kan ek nog doen? So, maar bietjie wetsonderhouding. Bietjie op die wet sit. Wat doen dit? Daai bietjie suurdeeg maak alles suur. So ek moet nie eers net, ek gaan net hierdie ding doen. Want dit maak alles suur. Vers 10. Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra. Hierdie mense wat hierdie goed verkondig, sal die oordeel dra. Wie dit ook al mag wees. Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Hy sê, maar as ek die besnydenis verkondig, hoekom word ek dan vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Jy sien, want die kruis is vir hulle 'n struikelblok gewees. Hoe verduidelik ek die kruis en wetsonderhouding? Hoe bring ek die twee bymekaar? Ag, as die wat julle opstandig maak, hulle self tog maar ook wou vermink. Wat sê hy? Man, nie net besny nie, gaan kastreer jouself sommer, is eintlik wat hy daar vir hulle sê. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie. Met ander woorde, beteken dit nou ek kan al die lekker vleeslike dinge doen want ek het nou vryheid. Nee. Maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. When you understand this, want baie keer as jy praat oor wetsonderhouding, sê almal, ja, maar ons kan ons nou nie die 10 gebooie weggooi nie. Ons is losgekoop van die 10 gebooie, maar ek sit nou verduidelik. Ons kan tog nie 10 gebooie, jy kan tog nie nou begin jok en steel en egbreek pleeg en moord pleeg en al hierdie tipe van dinge. Kan ons nie nou die goed begin doen? Nee, ek stem 100% saam. Maar die verskil is dit. Jesus het gesê, die grootste gebod is jy met die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. So wanneer ek God lief het, wat doen hy? Wat gebeur wanneer ek tot wedergeboorte kom? Hier is die Heilige Gees kom leef in my en hy skryf die wet op my hart. En nou is dit nie meer 'n wet van jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. Nee, dit word 'n wet van ek wil nie dit en ek wil nie dit en ek wil nie dit doen. Want hoekom nie? Want ek het my God lief en ek het my medemens lief. Jy sien, ek pleeg nie egbreek, want ag Jesus, ek wou nou maar as 'n wet wat sê ek mag nie.
Nee, ek pleeg nie egbreekie want ek het my vrou lief en ek het my God lief. Wanneer jy daar by die checkers instap en die ou gee jou die verkeerde kleingeld en jy kom maar in die kar en dan praat hy die stemmetjie met jou. Sê regie. Kyk jy en sê, ja, R20 te veel gekry. Klim jy nou maar uit jou kar uit, ek was haastig, maar ek moet nou eers hierdie gaan uitsorteer. Luister, ekskuus my, jy het my te veel kleingeld gegee. Wat doen jy in die wêreld? Hulle probleem. Nee. So met ander woorde, wanneer in die Nuwe Testament word ons ook tot 'n hoër standaard geroep. Want wat het Jesus verkondig? Hy het gesê, byvoorbeeld, het hy gesê dat as jy jou broer haat, het jy reeds moord in jou hart gepleeg. So, ek het nie fisies moord gepleeg, maar ek haat my broer. So hoër standaard. As jy na 'n vrou kyk, of die vrouens na 'n man kyk met last in jou hart, dan het jy reeds egbreek met haar gepleeg. So ons word aan 'n hoër standaard gestel, as wat die 10 gebooie net sê, jy mag nie egbreek. So die wet nou vir ons is nie 'n wet van ek mag nie, dis 'n wet van ek wil nie. Hoekom nie? Want ek het my Vader lief, en ek het my boetie en my sussie lief. Want die Gees van die Here in jou bly, dan het jy die mense en God lief, en daarom weet jy wat is reg en wat is verkeerd. Vers 14 sê dit baie duidelik weer daar, wat ek nou net gesê het, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle mekaar een deur 'n ander verteer word nie. Soek jy hierdie ding in die kerkie, nee. Welbekende gedeelte, is julle nog gekyk? Gaan ons aan. Okay. Van die vrugte van die Gees. Vers 16, maar ek sê wandel deur die Gees, dan sê hulle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Sien, as die Gees van die Here in my, en ek wandel deur die Gees, dan sal ek nie hierdie vleeslike goeders volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil doen nie. So wanneer een met 'n kos gee, ek my Gees kos gee. Ek moet nie die vlees kos gee nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Weereens is dit duidelik. Ek word deur die Gees gelei, die wet is in my hart geskryf. Ek is nie meer onder Sinaï se wet nie. Want die Here lei my nou self in wat is reg en wat is verkeerd, and what is pleasing to God, because I love Him. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel en hoerery en onreinheid en ongebondenheid en afgoderry en towerheid en vyandskap en twis en jaloesheid en toorigheid en nawe, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Wat is dergelike dinge? Sulke tipe van goed. Ongebondenheid. Dit beteken ek het nie grense nie. Ek die party lekker raak, dan doen ek baie dinge wat ek nie sou gedoen het, eintlik behoort te doen. En wat gebeur? Hoeveel mense ken jy wat die wette onderhou, maar jy sien hierdie goed in hulle lewens? Want dis wat die wet sal bring. Dronkenskap. Ek sien baie van hulle hier om my. Is my Sabbat vandag. Al hierdie lekker dinge. Maar as die Sabbat verby is weer in die bottel drank in. Ek het by die westelike muur, dis nou waar ons mense wat nog nie Jesus aangeneem het, hier gaan bid. Het ek 'n foto geneem van die bottels drank wat staan by die Western Wall. So wanneer ek onder die wet verkeer, dan gaan hierdie werke van die vlees, want onthou die wet is die vlees. Jy gaan sien hierdie goed manifesteer in mense se lewens, al probeer hulle dit wegsteek. Afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelijke, en daarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Jy sien, ek kan nie iets maai. As ek in die vlees gesaai het, kan ek nie in die gees maai nie.
Daarom sê vir jy gaan nie die koninkryk beerwe nie. Maar die vrug van die Gees, jy sien die een is werke, die ander een is vrug. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Partykeer kry mense, dan sê hulle, ek gaan aan die vrugte van die Gees werk hierdie week. Sê vir my, hoe werk jy aan liefde? Of hoe werk jy aan geduld? Hoe werk jy aan hierdie goed? Jy kan nie aan dit werk nie. Wanneer ek sien dat hierdie goed, hierdie sagmoedigheid is afwesig in my lewe, beteken dit ek moet meer tyd in die teenwoordigheid van Jesus gaan spandeer. Want hoe meer tyd ek sal met hom spandeer, hoe meer sal die vrug na vore begin kom. As ek dan probeer werk, dan word dit weer werke. Net Jesus kan hierdie vrug in my lewe na vore bring, wanneer ek tyd in sy teenwoordigheid spandeer. So jy kan nie werk aan jou ongeduld of wat jy ook al aan wil werk nie. Nee, hoe liewer ek vir hom raak, hoe meer begin jy soos hy lyk. Hoe meer begin die vrugte van die Gees na vore kom. Vers 25, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Nou, ek kan nie net volgende week Galasiërs 6 doen nie, so julle maar sit, ons gaan nou Galasiërs 6 klaar maak. Is julle nog oké? Ja, dat klink nie te oké nie, sê ja, ek's oké. Ja, right, prys hom, kom ons vat dit gou deur. Broers, as iemand ewentueel deur een van ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook in versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ons moet lief wees vir mekaar en mekaar ophelp en mekaar se laste dra. Want as iemand meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, mislei homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel en dan sal sy grond verroem hê, alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra. Vers 6. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge wat aan hom wat onderwys gee. En hier gaan dit oor jou bydraes vir die werk van die Here. Nou hier in Februarie kry ons weer vir Dr. Lemmer en hy gaan vir 2 dae ons kom bedien. Ek sien nogal baie uit daarna. Maar wanneer hy hier wegry, dan sorg ons dat ons iets in sy rekening sit, want dis wat die woord sê. Mense wat die onderwys gee, moet beloon word, moet opbrengs kry. So jy kan na vers 6 weer, maar laat hom wat die woord onderwys ontvang, meedeel van die goeie dinge aan hom wat die onderwys gee. En so dra ons by vir die werk van die Here. Vers 7, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Jy sien, jy kan nie die werke van die vlees saai, en dan dink jy gaan ewige lewe beerf nie. Net wat jy saai, gaan jy maai. Wanneer ek liefde saai, sal ek liefde maai. En as ek onmin saai, gaan ek onmin in my lewe maai. Net soos wat 'n donkie nie 'n bees kan baar nie. So kan jy nie iets anders kry as wat jy gesaai het nie. Net dit wat jy saai is wat jy gaan maai. So wat saai jy? Hoe lyk jou lewe? En dit kan dit na die finansiële kant ook deurtrek, maar dit is baie pertinent aan die geestelike kant. Want hy sê, hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Want dis die vlees weer terug na die wet toe. Maar hy wat die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. As ek in die vlees saai, waaroor gaan die hele Galasiërs boek? Wet. As ek daarin saai, maar as ek dit saai, wat gaan ek maai? Verderf. Wanneer ek in die gees saai, dan gaan ek die ewige lewe maai. Vers 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen, want op die regte tyd sal God sal ons maai,
as ons nie verslap nie. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Ek moet my baie keer aan daai versie herinner. Want baie keer raak ons moeg. En dan sal ons baie keer mekaar sê, man, daai mense is so ondankbaar, jy weet. Iets in daai lyn. Kan nie glo ek moet dit nou. En dan herinner ek my in daai skrif wat sê, moenie moeg word om goed te doen. Want die Here is die een wat die beloning gee. Maar ons word ook maar moeg. Ek is snaaks, ek is ook mens, nee. Ek raak baie keer moeg om goed te doen aan mense. Maar hy sê, moenie moeg word nie. Sê as Here, ja, ons gaan maar weer aan, Here. Want die skrif sê, ons moenie goed word, ons moenie moeg word nie. Vers 10, laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar meeste aan die huisgenote van die geloof. So ja, ons help eerste die mense wat in ons gemeente byvoorbeeld is, voor ons uitreik na buitentoe. Maar ons reik ook uit na buitentoe. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skryf. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Daar kan ek miskien deurtrek wanneer ons sieke vriendie wil wees en nie die woord reguit wil sny nie, en ons wil almal accommodate en ons wil nie vir hulle sê, maar dis wat die woord sê, we don't want to offend anybody. Hulle wou ook nie offend nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie. Ja, ek sien dit ook. En as we die wet so verkondig hou, kan dit self eers nakom. Maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Kyk, ek het dan iemand wat ook homself laat besny het en nou hier by ons kom join het. Vers 14, maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Want Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenis enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reëls en oor Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus Christus in my liggaam. Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle gees, broeders. Amen. Dink as daar een skrifgedeeltjie hier is wat ek wil hê jy moet onthou, is dit Galasiërs 5 vers 1, wat vir my en vir jou sê, staan dan vas. Daar's soveel stemme op YouTube en all over, wat mense onder die diensbaarheid wil bring. En Paulus skryf en sê, staan vas in die vryheid wat Jesus Christus jou mee vrygekoop het. Moenie laat mense jou onder diensbaarheid intrek nie. Leef vir hom en leef deur die Gees. Nie die wette nie. Die wet is op jou hart geskryf en jy weet wat is reg en wat is verkeerd. En ek moet hierdie woord bring, want ek weet elkeen van julle word met tye gekonfronteer met hierdie ding. Dit is baie pertinent op die oomblik. En as jy dit doen, word jy van die genade verval. 'n Klein bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Moenie eers begin met ek wil die Sabbat onderhou nie. Dink dit klink so onskuldig, klink so mooi. Nee. Jesus sê dat as hy jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees en dat in hom is ons rus. Ons is nie onder enige verpligting om die Sabbat na te kom. Want ons is in Jesus, ons is vrygekoop, en gaan kyk na Hebreërs 4, dan praat hy van daar sal 'n nuwe Sabbat kom en dis Jesus. Nie die een wat gegee was nie. En die Sabbat was nooit vir Christene gegee. Hier is nog 'n ander ding wat ek miskien alweer wil sê. Ons word nie geëvangeliseer om Jode te word nie. Ons word geëvangeliseer om kinders van Jesus te word. Christene. En wat het hulle met die groot opdrag toe hulle oor hierdie besnydenis gepraat het? Toe hulle die Gentiles wou laat besny het. Weer onder die wet wou sit. Wat sê hulle? Petrus sê, ons in die Heilige Gees het besluit. Daar's 4 dinge wat julle moet onderhou. Weerhou julle van afgoderry, weerhou julle van afgodsoffers en moenie bloed drink nie, en
weerhou julle van hoerery, as ek nou reg kan onthou. As julle doen, dan doen julle goed, vaarwel. As jy die Sabbat moes onderhou het, sou hulle gesê het, en onderhou die Sabbat. Nee, het gesê onderhou die Sabbat. Want as ek wil Sabbat onderhou, dan sit ek 'n bietjie suurdeeg en dit maak die hele deeg suur. En later gaan jouself all down the slippery road begin vind. Amen. Kom ons bid saam. Yes, thank you, Father God. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan weet dat U het ons vrygekoop, Here. Vrygemaak. Dit is vir ons so wonderlik, Here, om te kan vry wees. Want die woord sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En Here, ons hartsbegeerte, Here, is om heilige lewens te lewe, om lewens te lei, Here, waardig aan die roeping waarmee U ons geroep het, Here. Maar ons doen dit nie deur die spieël te gebruik van die wet en onsself daarmee skoon te maak, Here. Maar ons wandel deur die Gees van môre. En Vader, ek bid dat U hierdie waarheid in elkeen van ons se lewens sal waar maak, sal vasmessel, Here. That we will know that we are free in Jesus Christ. Here, en dat U 'n waarmaker van U woord vanmôre is, Here, en dat ons vertroue in U stel, en dat ons weet ons word deur die geloof gered, Here, en niks anders vanmôre nie. Ons geloof in Jesus Christus. Vader, dankie. Dankie vir hierdie vryheid wat U vir ons gegee het. Here, U sê dat die mense julle weer onder 'n juk van diensbaarheid sal bring nie. En Here, ek sien hier rondom my boeties en sissies, Here, wat met 'n juk van diensbaarheid op hulle skouers loop. And Father, it's the anointing that breaks the yoke. It's the anointing of the Holy Spirit that will break the yoke. En daarom wil ek bid, Here, ek wil bid vir die mense van ons land, Here, hier in ons dorp, Here, wat vasgevang is in hierdie wetsonderhoudende godsdiens wat aan hulle verkondig word. Here, dat U hulle oë sal oopmaak, Here, and Father, that they will see that You have set them free from this, Lord, from the bondage. My volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Father, just show them the truth about Your word and that You have set them free in the liberty. Here, dat mense nie verlore sal gaan omdat hulle self onder die wet gaan druk nie, Here. Maar dat hulle vertrou in die volmaakte werk van die kruis sal sit, Here. Ons loof U daarvoor vanmôre en ons eer U. Here, dankie. Dankie vir die Heilige Gees, Here, wat ons lei. And Father, we want to preach the word uncompromising, God. Here, weerhou ons en beskerm ons that we will not become a compromising church, but that we will proclaim the truth even when the truth is not popular. En Here, lei ons dat ons die waarheid sal ken, Here. Die woord sê ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. En Here, lei ons in alle waarheid. Gee ons wysheid, gee ons insig, Here. We don't want to preach a wrong word, we want to preach the right word. Daarom is ons versigtig, Here, om met woord reg te sny, Here. Leer ons, lei ons Heilige Gees, that we will cut the word right and that we will not be a compromising church, God. We honor You and we praise You, for You are worthy.